Ons sluit ons oë. Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg, Abba. Soos hierdie water vloei hier buitekant, Abba, wil bid ek vanaand dat hierdie lewende water so deur ons sal spoel vanaand, Vader. Abba, mag ons monde, mag ons hierdie bekers wees, Abba, hierdie potjies wees wat hierdie water opvang, Vader, soos dit in daai tyd, toe Yeshua klaar opgevaar het, en hy sê vir sy disippels, gaan wag, iemand iets beters kom, en hulle het gewag, en hulle was nie mekaar, en hulle het nie geweet wat hulle verwag nie, en Vader, so het Yeshua het gesê, gaan kyk vir iemand wat water dra, daar sal my bovertrek wees, en daar sal ek hulle my Ruach HaKodesh gee. Vader, mag ons vanaand hierdie teken, hierdie water het so vloei vanaand, Abba, mag u Gees, u Ruach HaKodesh vanaand, mag die plek wees waar u Ruach kom vol vanaand, Abba. Yeshua, dankie vir hierdie nuwe dag, dankie vir hierdie Shabbat wat ons vandag kon gehad het, Abba, hierdie sette paar dag as die bruid, Abba. Ons kon gerus het en ons kon tyd saam met u spandeer het. Dat u hierdie dag vir ons kom maak het, dankie vir hierdie voorreg, Abba, wat ons nog in Suid-Afrika hierdie oopte kan hê en hierdie Shabbat nog steeds kan vier. Ons eer u daarvoor. Dankie, Vader. Abba, ek bid vanaand dat u vanaand sal seën, Abba. Vader, ons bid dat u deur u Ruach vanaand hier sal mense se harte sal kom aanraak. Abba, dankie dat u seun gestuur het, Yeshua, dankie dat u gesterf het sodat ons die weg kan terugkry na u toe. Dankie vir die weg wat u kom maak het, Yeshua. U is die weg. U is die waarheid en u is die lewe. En dankie daarvoor dat u die prys kom betaal het. Vader, ek bid nou, Vader, waar ons vir u gaan worship, mag ons u dien in waarheid en in gees. En mag hierdie offer van sang wat ons vir u gaan sing vanaand, Vader, mag dit vir u aanneemlik wees vanaand, Abba. Mag dit vir u soos 'n soet geur wees as kinders wat hulle harte voor u uitsing vanaand van vreugde. Ons eer en ons vra dit alles in die seun Yeshua se naam. Amen. Right, julle welkom by Vader se derde fees First Fruits. Dit klink net beter as eersteling gerf, né? Ja, dis die Afrikaans. Ons het maar groot geword as First Fruits. So baie welkom. Ons prys Abba vir hierdie amazing Pesach wat ons gehad het, Woensdag aand. Dit was regtig spesiaal geweest en dis so lekker as ek nou gesê het as Boetas en susters saam is in hierdie eenheid en dit was regtig waar. Ek het net Woensdag aand na die tyd toe, daar's nie een ietsie wat enige iemand wat ongelukkig was of enigiets wat gepla het nie. Dit is net joy geweest. En dis wat so mooi is en sulke feeste, sulke bymekaarkomste, laat my net uitsien na die dag hoe dit gaan wees eendag in die koninkryk van Vader Jahweh. Kan jy net dink hoe dit daar gaan wees? En dat ons sommer nuwe liggame ook. So, dan is nou nog lekkerder wees. So ja, dit is hoekom ek dink Vader Jahweh gee gewoonlik na Pesach 'n Sabbat is vir ons om te rus. Want glo my, het ons gerus donderdag. Ons het heeldag gerus. Ja, so dis lekker en vandag is lekker geweest. Eer Abba vir die Sabbat nog om te rus wat hy vir ons gegee het. Dis wat so mooi is. So ons het Woensdag aand geleer oor hoe hierdie Egipte wat die volk nog in Egipte was en hoe hierdie Farao wat hulle nie wou laat gaan het nie. En hoe Vader op die einde toe hy hierdie afgode teen hulle, toe hy die afgode uithaal en hulle swak maak. En eventueel hoe Vader die hele tyd vir hulle wag in die woestyn en vir hulle sê kom Farao laat gaan. Ek wil dat hulle my kom dien. En ja, ons het so ook gepraat van ons moet 'n bietjie gaan ondersoek doen en kyk of daar nog enigiets is in ons lewens wat ons vashou in Egipte. Of daar nog enigiets is. En ons het hierdie tydperk nou van hierdie 7 dae wat ons nou in is van hierdie ongesuurde brode en waar ons hierdie unleavened moet uithaal uit ons lewens uit. Ek het Woensdag aand gesê van ons moet besem vat en bietjie skoonvee as daar nog enige krummeltjies is. Selfs die kleinste krummeltjie kan die hele liggaam suur maak, vol leaven maak. Ja, so gaan in jou hierdie week in jou binnekamer in en soos Vader vir jou wag in die beloofde land of hy wag dalk vir jou in die woestyn. Ek weet nie, niemand weet wat sy seisoenmens in is nie. Maar een ding wat Abba sal jou nooit los nie. Hy sal jou nooit los nie. Soos dat jy hom ontmoet baie keer in die woestyntydperk, so is hy ook baie keer saam met jou in jou binne vertrek. En dit is so mooi wat hy sê in Matteus 6 vers 6. En ek gaan ons lees. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur
en bid jou Vader wat in die verborgeninge sien is. En jou Vader wat in die verborgeninge sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die verborgene beteken daai geheimenis, daai geheime plekkie, daai Engels sê dit, daai secret place. So daar waar jy na daai geheim ingaan saam met Vader Jahweh, daar sien hy in die geheim. En wat so amazing is, toe ons die stuk gedoen het van die Onse Vader, hoe daar waar Vader sien, kan jy hom enigiets vertel, want hy sal nooit gaan skinder nie. Hy sal nooit, jy kan alles om sê, alles. Is nie so amazing om 'n vriend te hê, om alles te deel nie, en weet, niemand gaan vir jou lag nie, hy gaan saam met jou huil, en hy gaan nie skinder daaroor nie. Dit is so lekker om iemand te hê, om mee te kan praat. Ja, so. Daar waar die geheim is, sien Vader die geheim, en hy vergeld jou, hy vergoed jou daarvoor, wat jy vervra in die geheim. So, ons is in hierdie 7 dae, en my Vader, my gebed is dat Abba deur sy Ruach vir ons sal wys, of daar nog iets is wat ons moet uithaal uit ons lewens uit. Maak 'n tende op, kyk regtig waar hierdie week, tot volgende week, Vader gaan vir jou wys. Vader gaan vir jou wys. Ek kan getuig, hy wys vir my, nou al klaar hierdie paar dae, wys hy vir jou goedjies, kort, hierdie goed wat jy heeltyd pla, hierdie goed wat heeltyd inkom, dis daai goed wat jou pla, en dis daai goed wat tussen hom en jou is. So gaan sit stil, en bid en vra en smeek, en Vader sal vir jou wys. 1 Korintiërs 5 vers 6 sê, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is van ons geslag namens Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg en met die suurdeeg van die ondeug en die boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. So hier kom Paulus, en dis wat so amazing is van Paulus wat geestelik praat, en hy kom praat ook met prentjies. En dis hoekom Petrus in 2 Petrus 3 vers 15 waarsku dat jy moet Paulus verstaan, want hy praat geestelik. En jy kan, as jy hom nie gaan reg verstaan nie, kan jy jouself mislei op die einde van die dag. En so Paulus praat geestelik, en dit is baie belangrik om te verstaan. En so hy vergelyk hierdie deeg, ons is die deeg wat ongesuurd moet wees. Met ander woorde, daar moet niks yeast in wees in daai deeg nie. Hy kom herinner ons dat die paaslam Yeshua vir ons geslag is, en dat daar nie meer suurdeeg in ons hoef te wees nie, want Yeshua hierdie suurdeeg kom uithaal uit ons lewens uit. Die nie met die deeg met boosheid in nie, maar wel die deeg van reinheid en waarheid. Dis baie belangrik. Die deeg van boosheid moet uithaal, dis hoekom ons moet hierdie tyd kyk, dat ons daai suurdeeg kan uithaal. Daai klein stukkie suurdeeg kan daai hele broodjie, daai hele liggaam, hy groei. Dis 'n lewende organisme daai tyd gewees, en so kan hy jou hele liggaam, daai klein sonnetjie wat jy inlaat, daai van waar die woord sê van sonde lê en loer vir jou. Hy wag, sonde wag vir jou. Hy wag net vir daai klein gleefietjie wat jy oopmaak, net daai stukkie suurdeeg wat jy inbring in jou liggaam in, en dan maak dit daai hele deeg suur. En hierso kom sê Paulus, ons moet nie meer daai reinheid, daai deeg van boosheid hê nie, maar reinheid en waarheid. Dis al snaaks so Paulus sê dat ons moet die fees vier. Hy kom quote Paulus, vier die fees met ongesuurde brode, maar met reinheid en waarheid. So, hoe is jou 7 dae fees, Boeta en Sissa? Is dit rein? Is dit gevul met waarheid? Want dis wat Yeshua gedoen het. Deur vir ons te sterwe om hierdie suurdeeg uit ons liggame uit te haal, sodat ons kan rein wees in reinheid en waarheid. Is nie so mooi nie. Yeshua het gesterf om vir ons hierdie boosheid uit te haal uit ons liggame uit. So hierdie 3 feeste, al 3 is in mekaar, Pesach, Unleavened en Visvroets, direk na mekaar. En al heeltyd is hierdie 3 feeste, van die bloed van die lam, die brood en die opstanding. Heeltyd is al hierdie 3 feeste saam, en mag Abba ons leer vanaand. Dis alles hierdie, soos ek vroeër vanaand nou die aand gesê het, dis hierdie huwelikseremonie, dit is hierdie rehearsal, sê die Engels sê dit baie mooi, vir wat kom, en Abba berei ons voor. So welkom by die fees van Visvroets. So om te verstaan oor die fees, moet ons lees oor die fees, en ek het nou vir Boeta gesê, soos hulle het in die sinagoges gaan sit, en hulle het die scroll opgemaak. So, dat ons die scroll oopmaak, en Levitikus 23 vers 10 lees oor die fees. Daar staan geskrywe, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee, en sy opbrengs oes
moet julle die eersteling gerf van die oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Moet ook op die dag, as julle die gerf beweeg, 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei. En die spysoffer wat daarbey behoort, 2/10 van 'n efa meel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here. 'n Lieflike geur en daarbey die drankoffer van die wyn, 'n kwart hin. Julle mag geen brood of gebraaide koring of vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke. So Vader Jahwe wil hê, hulle moet iets van hulle oes teruggee aan hom, die eersteling gerf. Dit soek hy. Dink julle het hulle dit voor Berg Sinai al gedoen, dat hulle die eersteling gerwe gegee het? Want ons is van Berg Sinai, sê Vader, gee Vader Jahwe hierdie instruksie vir hulle, hy soek dit en hy wil dit hê. Het hulle dit gedoen? Ja. Adam en Eva het dit gedoen. Hulle seuns het die first fruit gegee aan Vader Jahwe voor Berg Sinai. Genesis 4:4 sê, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy klee gebring, van sy kleinvee gebring, naamlik hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. So lank voor Berg Sinai kom doen Adam en Eva se kinders, kom doen hulle dit. Kain se offer het Vader Jahwe nie aanvaar nie. Hoekom dink julle het hy dit nie aanvaar nie? Kan dit dalk wees dat Abel het sy eersteling die vet gegee, maar Kain dalk nie sy first fruit gegee van die groente nie, wat hy moes gegee het nie? Abba is baie erg oor sy offers, en hy besluit deur daai storie of dit vir hom aanneemlik is, nie soos ons offers. Dis baie belangrik. Abba het gekyk daarso en hy het een broer se offer aanvaar. Die ander het hy nie aanvaar nie. En waar ons in vandag se tyd, waar jy jou eersteling gerf vir Vader Jahwe gee. Die vraag is, doen ons dit nog vandag? Gee jy nog jou eerste salarischeck, byvoorbeeld ietsie van dit as jy by 'n ander werk instap, of 'n groot besigheidstransaksie kry, of as jy net 'n deurbraak kry in iets van jou lewe, gee jy jou eersteling gerf terug vir Vader Jahwe. Ek kan deur by een van my werkers wat uit groentetuin hierso, wat hy letterlik vir die bediening of die nations, het hy sy eersteling gerf gegee. En dit is vir my so mooi gewees, dat hulle nog steeds dit doen, net om dankie te sê. En Vader is belangrik, hy kyk daarna, want dit gaan nie net oor wat jy gee nie. Ek dink Vader kyk na die hart, hoe jy dit gee. Eksodus 13:2 sê, heilig vir my al die eerstgeborenes, alles wat die moederskoot open onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne, sê Vader Jahwe. So nogal om oor te dink, hoe het Adam en Eva en hulle seuns geweet om dit te doen? Ja. Van daai tyd af doen hulle al Vader Jahwe se wet, voor Berg Sinai. Okay, net om oor te dink. Psalm 24 vers 1 sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, alles behoort aan Abba. So hoekom sal Abba, as alles aan hom behoort, daai eersteling gerf soek by jou, Boeta en Susa? Hy toets die hart van sy kinders. Hy kyk hoe jy wil gee. Dis al. Hy kan gee wat hy wil gee, vir wie hy wil gee. Hy kyk of jy wil gee. Wil hy dalk nie hê dat jy moet dankie sê deur dit doen nie, want alles behoort aan hom. Hy soek daai geur van jou offer wat jy vir hom gee. Soos daai soet geur van worship. Daai eerste oggend, daai heel eerste opstaan, daai oggend, kan jy net dink, dis 'n genade dat ons kan wakker word die volgende oggend? Dink jy nie Abba soek daai eerste môre Abba nie? Daai geur by die tafel van toonbrode wat daar was. Ek gaan nou 'n bietjie praat daarvan. Die geur van die goue wierook altaar. Daai soet geur soos Dawid dit so skryf. Mag ons gebede soos 'n soet geur vir U wees. Abba wil altyd die beste hê. Daai set apart stukkie. Daai eerste gebed. Daai eerste môre sê. Maar wat doen ons deesdae? Ons sê môre my foon. Môre Facebook, môre WhatsApp. En ek doen dit self. Ons is almal skuldig daaraan.
Wat van Baruch, Ata, Adonai, Elohim, Malecha, Ha'olam. Vader, Jahwe, mag U naam geseënd wees, Yeshua, mag U naam geseënd wees, Ruach, mag U naam geseënd wees. Dankie vir nog 'n dag. Ons moet dit leer. Dis belangrik. Dit gaan alles oor hom en om hom te verheerlik, die eerste. So die priesters het elke Sabbat die toonbrode wat op die tafel van toonbrode was, kom eet. Ek het nou die aand bietjie gepraat daarvan, bietjie dieper ingaan nou. So die tafel van toonbrode se naam was Lechem HaPanim. Dit beteken feesbreed. Brood wat ons in Vader Jahwe se aangesig kom eet. Nou die 12 brode wat op die tafel van toonbrode was, verteenwoordig die 12 stamme. As julle nou nog dit nie weet nie, kom weer vir 'n toer. Want dit is die gunsteling gedeelte om van te praat oor die toer, die 12 toonbrode. En wat ook die bruid van Yeshua verteenwoordig. Die brode op die tafel was hierdie ongesuurde brode. Dit was nie brode met lewe in nie. Ongesuurde brode, en dis die brode wat Vader Jahwe in die tabernakel wil in hê. En ons is vandag, volgens 1 Korintiërs 6 vers 19, is ons die tempel. En dis 'n prentjie wat Vader soek in sy tempel. Alright? En dit wat die ongesuurde brode waarop gestaan het, Kohat, hulle het dit gemaak. Hulle moes dit gemaak het, elkeen het sy deel gehad om te doen. En dan het hulle frankincense bo oor die brode, die stapels van die brode het hulle dit gegooi. Ek sien nou die aand gesê, nou die dag van, kan jy net dink hoe dit geruik het in daai tabernakel? As jy vat hoe spar, as jy daai brood ruik, daai vars gebraaide, gebakte brood ruik, jy wil daai brood opvreet. Ekskuus, ek dis nou plain boer Afrikaans, maar dis hoe dit, jy wil daai brood, kan nie wag om by die huis te kom nie. Nou kan jy dink nou daai lekker brode met frankincense nog bo op daai brode. Dink dit was lekker geweest. Maar kan jy nou self dit indink? Ek gaan nou so 'n bietjie stukkie daarvan deel. Die priesters kom in die tabernakel in. Dis 'n groot voorreg op die Sabbat. En dis hierdie goue mure. En hierdie menorah wat aan die kant reflekteer, sy liggies so reflekteer. Dink jy net gou self in. Hierdie lig, jy het al gesien like 'n goudplaat met lig op. Ek dink dit het net amazing gelyk. Die goue wierook altaar met sy rooi vlamme, die kole waarop is. En dan ruik jy hierdie brode, die priesters. En dan is dit die stilte. Die stilte van Vader Jahwe wat in die Holy of Holies is. En hy sê, kom eet saam met my. Face to face. Face Elpanim Lechem. Kom eet saam met my in gesig. Net soos wat die 70 ouderlinge opgegaan het op die berg Sinaï en saam met Vader Jahwe geëet het. Waar ete? Vader is heeltyd met hierdie ete. Hierdie ete is baie belangrik en ons gaan nou 'n stukkie deel van die bruilofstafel, dieselfde. So dit kom eet in Vader Jahwe se aangesig. Kan jy die prent sien tussen Pessach en First Fruits? Wil Vader hê dat ons moet hierdie ongesuurde brode eet. Jy's klaar gered. Hy het jou gered deur die bloed van die lam. Dan sê hy, kom eet brood. Dis nie net sommer van nog 'n dag en nog, dis al wat jy het brood nie. Hy wil jy moet kom eet. En ek geniet dit hierdie week en ek's eerlik, ek kan nie, my vrou maak vir my elke dag vars ongesuurde brood en dis lekker. Ek weet nie gaan ek dit los nou. Julle gaan dit dalk oor 'n week sien aan my. Ek het baie brood geëet, maar dit is regtig waar lekker. Abba wil hê ons moet eet. Ja. So is dit nie die prent van die tafel wat eendag vir die bruid gedek gaan wees nie. Wanneer die bruid wat gered is deur Yeshua gaan kom in die koninkryk en die tafel gaan daar wees. Dieselfde wat Yeshua gedoen het voor Pessach, waar hy sê in Matteus 26 vers 26, en ek lees vir ons. En terwyl hulle eet, neem Yeshua die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, drink hy gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dis my bloed en die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink, in die koninkryk van my Vader. Wanneer Yeshua weer saam met ons, die bruid, in sy, nie in die hemel nie, in die koninkryk, dis die prentjie van die tabernakel, die goue gedeelte, die kingdom, dis daai wat Yeshua sê, baie gaan hom sien, maar min gaan hom beerwe. Dis daai gedeelte, die tydplekkie van die bruid.
waar die tafel is, die tafel van toonbrode is, die menorah wat Yeshua is, waar ons weer saam met hom gaan sit, en hierdie wyn drink, en hierdie brood eet. Tafel gedek vir ons, in Vader Yahweh se Elpanim. Kan nie wag voor nie. Hier kom Yeshua en doen dit elke jaar met Pessach. So ons is verlos deur die lam en die unleavened bread, ongesuurde brood eet ons vir 7 dae. Die brood en die rosh wat Yeshua neem en drink voor sy dood en die bruilofstafel van die lam. En hoor gou mooi is die Openbaring 19 vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters. Hier kom beskryf hy weer Yeshua volgens Openbaring 1. En soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blyk fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van Yahweh. Dit is sy woorde. Net soos die priester so Yahweh hierdie brode geëet het en die wyn op die bronsaltaar op die grond gegooi het as 'n drankoffer. Dis nog 'n vervulling wat ek nou nog nie van gepraat het nie. Die brood wat hulle geëet het, dan het hulle die wyn gevat en uitgegaan en by die bronsaltaar op die grond die wyn uitgegooi as 'n drankoffer. En so het Yeshua op die kruis en sy bloed op die grond geval en hy het die drankoffer daai dag ook vervul. Dis 'n prentjie wat gebeur het. So gaan ons eendag as priesters deur die bloed van Yeshua weer aan tafel sit, aan die bruiloftafel en hierdie brood eet, die brood van reinheid en waarheid. Dis hoekom die bruid bekleed moet wees met hierdie reinheid. Dis hoekom met unleaven haal uit hierdie boosheid, hierdie unleaven van boosheid en wees hierdie brode van waarheid en reinheid. So gaan ons weer hierdie reinheid eet. Dit is alles deel van unleaven en die bruilofstafel en wat Yeshua gedoen het in Jerusalem die aand voor hy gekruisig het. Alles kom so bymekaar. Dis hoekom Yeshua sy vrou beskryf en haar geklee om bekleed te wees met rein, blyk fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van heiliges. Ons kan nie wag nie. Die bruid roep uit, kom Yeshua, kom. Bou, Yeshua, bou. Nou die derde fees van First Fruits het ook baie belangrike betekenis vir ons as die bruid. As jy by First Fruits kom, van Woensdag af, dan is die sondes klaar betaal. Yeshua het klaar gesterwe. Hy het Woensdag aand het hy gesterwe. Deur die bloed van Yeshua is ons vry. Die lewen is ons besig om uit ons huise uit te haal. Uit ons tempels uit. En dan gebeur First Fruits. Dit verteenwoordig die dag waar Yeshua ons voor Vader Yahweh gaan waai. Op die eerste dag, na die Sabbat, het hulle die barley vir Vader Yahweh gewaai. Nou baie mense verwar dit baie met die Sabbat van ongesuurde brode, wat hulle dink, dit is na die Sabbat van ongesuurde brode, wat First Fruits aanbreek. Okay. Maar dit is die eerste dag na die weeklikse Sabbat, wat nou vanaand aangebreek het, wat dit gebeur. Hoekom sê ek so? Want as jy in Levitikus 23 van vers 15 gaan lees, dan staan daar, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af, as julle die beweeg offergerf bring. 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat, moet julle 50 dae tel, dan moet julle nuwe spysoffer aan die Here bring. So dit is die weeklikse Sabbat, want jy moet 7 Sabbatte tel na die Sabbat. Van dan na basies die Sabbat, First Fruits, 7 Sabbatte verder. Dis hoekom ek sê, dit kan nie wees na die Sabbat van ongesuurde brode wat in die week was nie. Alright, jy moet 7, en dan is dit tot by, wat jy die Omer begin tel, so jy begin vanaand die Omer tel,
dit is 7 sabbate plus 1 dag, want dit is die eerste dag is vandag, plus 7 sabbate, gee vir jou 50, wat dan die Pentakos is. 50 verteenwoordig Pentakos, wat dan die uitstorting van Ruach HaKodesh, of die tydperk is wat hulle by Berg Sinai aangekom het, waar hulle Vader Jahweh se wet gekry het. Die Omer wat ons moet tel. Nou Omer beteken, wat jy nou hierdie tydperk moet tel, van vanaand af, is daar 50 Omere wat ons moet tel. Nou Omer beteken net genoeg. Dis 'n handvol. Daai tyd moes jy Omer was beteken gewees, jy moet nou Omer kry vir jou huisgesin. So jy moes gaan skep het en gemeet het, ek dink daai tyd het hulle geweet van, daai is nou 10 brode, soveelheid. Want jy het obviously, as jy net brood gee, elke dag het jy seker geweet hoeveel brood moet jy. Ek glo nie jy het 'n maat koppietjie gehad, of 5 koppies of 1 teelepeltjie sout nie. Ek dink jy het 'n puntjie gehad en 'n handjie vol. So jy het geweet wat net genoeg is vir jou. En ons moet tel, en weet julle wat, is hierdie tydperk, basies, en die Engels sê dit so mooi, ons moet ons seëninge tel, count your blessings. Hierdie volgende 50 dae. Tel jou seëninge. So hoe het dit gewerk daai tyd met First Fruits? 'n Verkenner het na die land toe gegaan en die barley gaan uitken wat ryp is. Dit was barley gewees en nie koring nie. Hoekom sê ek so? Want barley word in lente geoes en die koring word later in die winter geoes in Israel. Hier is nou die tydperk van barley. So het jy geweet as die barley ryp was. Hulle moes gekyk het na die voginhoud van die barley. Ek weet, ons het daai tyd toe ons geboer het, was die mielies 12%. As hy meer as 12% was, kon jy hom nie gevat het na die silo's toe nie. Hy moes die regte hoeveelheid, hy moes droog genoeg gewees het. So die barley ook, hulle toets die barley om te kyk of dit nie te veel vog in het nie. Right. 12% sê hulle was die ding gewees. Dan die barley, as hulle ryp was, het hy die goue kleur gehad. Hy het so mooi goue kleur gehad aan hom. Right. En dan ook het die koppe begin hang van die sade, omrede dit begin vol raak, die sade het begin swaar raak, dan die koppe geval. Ons het nou half en half so, dis nou gras, dis nie barley nie, maar die tipe prentjie, dan wat hulle dan gedoen het, en dan het hulle die sikkel gevat, maar hulle daai tyd sikkels van flint gebruik, en dan het hulle hierdie wat ons op plase gebruik het, en dan het hulle dit gesny, en mooi met 'n rooi lintjie, 'n crimson lint, vasgebind, so ek 'n bietjie dink daaraan, toe ons nou van praat. Right. Dis modern en baie. Right, so, met 'n bondel gesny en 'n sikkel van flint. Hulle het flint gebruik, sikkel van flint was daai tyd 'n klip gewees, wat hulle skerp gemaak het, en daai klip het hulle gebruik om dit te sny. En dan aan mekaar gebind met hierdie crimson rooi lint, die bondel vasgebind. En dan het hulle die bondel aan die einde van die weeklikse Sabbat, met ander woorde op die eerste dag, net na sononder gevat. En hy dan goedgekeur, die priester het dan goedgekeur, en sê hierdie is nou reg, die volgende is reg alles, en dan op die eerste dag, dis nou die volgende oggend, right, nou die dag het die vorige dag begin, Sondag aand, right, Saterdag aand, right, dan het die volgende oggend, gewoonlik die 4de, kyk, watch, so kan sê, Engels, so praat so nou in Engels hierso, het hulle 4de watch, was tussen 3 uur en 6 uur, was dit gewees, gewoonlik seker obviously as die lig geraak het, het hulle dan hierdie barley voor Vader Jahweh gewaai. Saam met die dan het hulle saam met daai dag, het hulle 1 jaar lam, sonder gebrek, as brandoffer, en spysoffer van 2/10 van fyn meel gemeng, en olie as vuuroffer aan Jahweh. As jy kyk na daai bestanddele, 'n lieflike geur vir Vader. So, en 'n kwart hin wyn as 'n drankoffer. Hoekom al die offers? Was dit nie 'n dag van joy en dankbaarheid nie? Waaroor gaan hierdie hele visvloed? Gaan oor dankbaarheid. Waar gaan Yeshua se opstanding? Blydskap. He's alive. Hy het opgestaan. Wat 'n goeie dag dit nie vir ons wees nie. He's alive, he's risen, sê die Engels. En hy ete so met 'n lekker geur vir Vader Jahweh. Kyk gou na die bestanddele van die visvloedoffer. 'n Lam gebraai met geen oorskiet, verwys na die Pessachlam. Meel vir unleavened brood, wys na die fees van ongesuurde brode. Maar daar word gesê 'n dubbel hoeveelheid meel. Okay? Met ander woorde, ete vir 2.
Vader sê dubbel hoeveelheid. 'n ete vir 2. Olie om die koning te salf. Weer eens, verwysing na die gesalfde Yeshua. Die salwing van Ruach HaKodesh op die bruid en die uitstorting van Ruach HaKodesh op Pentekos. Al die feeste mekaar. Wyn om die covenant te finaliseer. Al 3 feeste. Is dit nie mooi nie? Kan jy sien hoe lekker, kan jy net dink hoe lekker dit geruik het? Daai brode en daai wyn en daai vleis en alles saam, een op die vuur van Vader Yahweh en hulle waai hierdie balie en dis net 'n reuk vir hom. Almal hou van reuk. Dis hoe hy sê, mag julle gebede soos 'n soet geur vir my wees. Hy hou van ruik. Dis amazing. En dis hoe ons hele lewe moet hierdie lewende offers om wees van soet geur. Om daai blydskap wees. Dit moenie 'n dag wees van ag Abba, ek ken nou vir u die eersteling gerf, maar ek wens ek het meer gehad nie. Dit van tel jou meer en sê vir Abba dankie. Laat jou meer wat hy vir jou gee, mag dit vir hom 'n soet geur wees. Wat hy vir jou in jou lewe toegevoeg het, wat jou vir dankie sê, mag dit vir hom lekker ruik. Mag dit nie, ag ek wens daar was nog meer nie. En hoor gou mooi sê, soos hulle daai geur gegee het, en nou hierso van Pesach tot by visvroets was, hoe sê Yeshua, Yeshua was vir 3 dae en 3 nagte dood gewees. Net so het Ester die mense vir 3 dae en 3 nagte lank laat vas vir die ete saam met die koning. Een van die mooiste woorde wat Ester sê is, Ester 4 vers 16, gaan heen, versamel die Jode wat in Susan te vind is, en vas julle onder my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag. En ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. Hoe mooi is dit? Is nie wat Yeshua kom doen het nie? Vir die 3 dae en 3 nagte, en hy het omgekom. Hy het omgekom vir ons, hy het gesterwe vir ons, en hy was 3 dae en 3 nagte was in die graf gewees, om ons voor ons Vader Yahweh te kom waai, as die visvloed eendag. Vir die mense op Abraham se boesem op te gaan, en te gaan waai vir Vader Yahweh. Wat 'n mooi prentjie is dit van Ester nie. Maar hy gaan ons eendag weer gaan waai. Hy die dag, Yeshua die dag van visvloed kom vervul, en ons het 3 dae en 3 nagte in die graf, soos Jona in die buik van die vis was. Matteus 12 vers 40, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik was, van die groot vis was, nie 1 dag en 1 nag nie, 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis. So sal die seun van die mens, Yeshua Mashiach, 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Net soos die verkenner die regte bondel balie gesoek het, so het hulle vir Yeshua die aand vir die kruisiging gesoek. Die hoëpriester Kajafas het hom ondersoek in sy huis. Net so moes die hoëpriester die gerf, die eersteling gerf, ondersoek het of hy ryp en reg is om vir Vader Yahweh te waai. Kan julle die 2 bymekaar sit? 3 dae in die graf het Abba Yahweh op die eerste dag na die Sabbat vir Yeshua kom lossny van die aarde af. Hy het hom kom sny en hy het opgestaan weer uit die dood uit. So het hulle ook die bondels gesny. En dan met hierdie rooi crimson lint vasgemaak. So is ons as die bruid hierdie bondel wat gesny gaan word eendag, maar ook wat vasgebind gaan word deur Yeshua se bloed. En dan vir Vader Yahweh gewaai word, soos 'n 3-dubbele tou. Yeshua is die perfekte offer. Hy is die visvloed, en net so na die visvloedoffer die volk begin oes het, so gaan Yeshua ook ons kom oes. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou, Yeshua is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, by die wat by Abraham se boesem was,
Vers 22, want soos hulle in Adam sterwe, so sal hulle almal in Yeshua lewend gemaak word. Lukas 10 vers 2 sê, die oes is groot en die arbeiders is min. Gaan jy Boeta en Sissa help? Gaan jy help om hierdie bondeltjies bymekaar te maak en te cover met hierdie rooi lint? Gaan jy daai oes gaan help inhaal? Vir die dag wanneer die Vader Jahwe ons kom haal, dat ons vir Vader, saam met ander Boetas en Sissas, die bondels vir Vader Jahwe gewaai kan word, die dag as Yeshua ons kom haal. Het jy sikkel van flint? Die arbeiders is min. Ons moet hulle ryp kry. En so mooi, ek gaan nou praat vir die sade. So hoe moet ons lyk vir Yeshua as die oes? Kom ons kyk, hoe moet jy lyk geestelik? Die saad wat geplant word, hoe gaan die oes wees van Vader Jahwe, die wat hy kom sny? Dit moet in vrugbare grond geplant word. Ruach gee water, dat daar groei kan plaasvind. Ons moet eers van eie ek ontslae raak, voor ons ryp kan wees, om gepluk te word. Dan gebeur daar iets. Die are begin buig. Nou daai buig in Hebreë beteken shakwa. Die Hebreë prent is shin, wat fire of God verteenwoordig, kaf, wat anointing verteenwoordig, hy, wat Abba Yahweh verteenwoordig. So vat jy alles bymekaar van die woord shakaf, daai buig, daai are wat ryp is, wat buig. Die Engels omskryf dit so mooi. The all-consuming fire of Yahweh that anoints and bring His revelation only when we bow. So moet ons dan buig, as hierdie bondels wat saamgebind is, as een liggaam. So moet ons as 'n bediening buig. Seker maak, ons volginhoud is reg. So Yeshua is gesny. As jy kyk, hulle het eers sekels van flint gebruik, daai tyd. Toe sekels van brons en toe sekels van yster. Nou Jesaja profeteer dat Yeshua se gesig is soos 'n flint gerig gaan wees op die kruis. Dit gaan hard wees. Yeshua is die rots. Die flint, die klip. Hy is die flint en hy gaan ons kom sny as die groot oes ryp is. Maar net die gebuigde are, die nederige are. So Levitikus 23 vers 35 en 36 word gepraat van hierdie fees van Sukkot. Van 'n 7-dag fees wat ons moet vier. Sukkot is baie naby of baie selfde soos hierdie aanlewen, hoor jy hierso. Dan praat die woord van 'n 8ste dag. Dit moet 'n heilige 4-dag fees met Sukkot. Dis die eerste dag en 'n 8ste dag is groot sabbate. Nou wat beteken hierdie 8ste 4-dag? As jy gaan kyk hier in die menorah, is die 7 feeste en dan die 8ste is die nuwe dag. Dit is die nuwe begin. Dit is nadat die 1000 jaar vrede wat ons saam met Vader Jahwe in die koninkryk gaan ingaan. Dis die 8ste dag, maar ook die eerste dag. Net soos die weekliks Sondag is die eerste dag, maar ook die 8ste dag. Okay. Dis die dag 'n nuwe begin. Dis wanneer ons saam Jahwe as die bruid die koninkryk gaan ingaan. Op watter dag het Yeshua opgestaan? Op die eerste dag. Okay. Die eerste dag na die Sabbat het hy opgestaan. Lukas 24 vers 1 sê dit vir die wat nog steeds wonder, wat se dag is die 7de dag. Die woord verduidelik dit mooi. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. So Yeshua het die eerste dag opgestaan. Alright. So Lukas 24 sê mooi, wanneer is die 7de dag? Okay, jy moet dit weet. So dit was die eerste dag, maar ook die 8ste dag. Eksodus 22 vers 29 sê, die eerstgeborene van jou seuns moet jy aan my gee. Jy moet dieselfde doen met jou beeste en jou kleinvee. 7 dae moet dit by sy moeder wees. Op die 8ste dag moet jy dit aan my gee. Die 8ste dag is die dag wanneer die first fruit gegee moet word.
Die 8ste dag is die dag wanneer Yeshua opgestaan het. Dis die eerste dag, die Sondag. Kan jy dit sien, waar alles het in mekaar in pas? Dis die presiese prent van Yeshua wat op die 8ste dag opgestaan het. Om ons die eerstgeborenes aan Jahwe te gee. En net so gaan ons na die 7 feeste volbring is by Vader wees as eerstgeborenes. So raai wat se dag is die besnydenis gedoen? Levitikus 12 vers 3 sê, en op die 8ste dag moet hulle aan my vlees van sy vooruit besny word. Dis ook die besnydenis. Yeshua is besny op die 8ste dag. Besnydenis is snip, snip, bloei. Dis besnydenis. Dis die mooiste beskrywing wat ek gegee. Ek hoop nie sprentjie mense nie. Onthou julle die kat en die bloed van covenant verteenwoordig? Wat gebeur het met Yeshua se dood? Yeshua is gesny van die aarde af. Deur sy bloed. Hy het deur die dode opgekom. Hy het opgevaar hemel toe. Hy is gesny van die aarde af. Met sy bloed. En op die 8ste dag, die kat van die baarlie, wat hy die baarlie gesny het, die eerste dag, die 8ste dag, met Yeshua wat die flint is. En so gaan hy ons as koning weer gaan kom kat op, om in die koninkryk in te gaan, as die bonnos. En deur hom gaan ons ingaan as die priesters, en hy gaan ons voor die Vader tentoonstel, soos die hoëpriester die balie tentoongestel het. So hierdie dag is 'n baie, baie spesiale dag. En prys Abba Vader Jahwe dat hy vir ons 'n weg kom maak het. En soos Yeshua, die wat op Abraham se boesem was, kom sny het, gaan hy ons weer eendag as 'n bruid kom sny. Ek weet nie wanneer nie. Maar ons moet reg wees, ons moet hierdie balie wees, wat presies reg is. Wat hierdie goud is, hierdie goue kleur. Ja, gaan ons dalk gelouter word om hierdie mooi goue kleur te wees? Ja, ons word baie keer gelouter. Gaan jy dalk gedruk word, gaan gepars word om jou lig te laat skyn? Ja, jy gaan gepars word. Maar ons moet reg wees vir hom, want Yeshua kom sny ons met 'n sikkel van flint. Amen. Dankie julle. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie boodskap. Abba, dankie Vader dat U die woord vir ons gee. Yeshua, U is die woord. Yeshua, U is die brood en U is die lewe en U het opgestaan en U die dood kom oorwin dat ons kan vry wees. U het opgevaar na die hemel toe en U sit nou aan die regterhand van Vader Jahwe as ons regter, as ons hoëpriester. En deur U bloed is ons die priesters vandag en Yeshua, ons kom meld aan vanaand om as die priesters te wees. Ons is hierdie priesters volgens 1 Petrus 2 vers 9 en sê vir ons en wys ons deur U Ruach HaKodesh wat ons vir U moet doen. Vader, ek bid Abba dat U vanaand vir ons hierdie sikkels van flint sal gee. Dat ons sal gaan en gaan help om hierdie balie bymekaar te kry. En hierdie bondel sal vat en dit sal saambind deur die bloed van Yeshua. Hierdie dubbele tou, hierdie driedubbele tou waarvan U bo alles is, Vader Jahwe. Hierdie eenheid, hierdie drie eenheid. En hierdie bondel sal vasbind en sal reghou. Die voginhoud sal reghou, die goue kleur sal reghou, maar ook sal buig voor U elke dag. Dat ons van die dag van U kom, Vader. Dat U U seun sê, dat U vir U seun sê, my seun, hierdie huis is reg. Gaan haal jou vrou. Mag ons reg wees dan. Wanneer U ons kom vat, Yeshua, en ons weer voor Vader Jahwe kom waai. Mag ons hierdie mooi balie are wees vir U. Hierdie sade hierdie mooi sade wees wat hierdie vrug, hierdie mooi vruggies wees. Ek bid vandag vir voorbereide grond, Vader Jahwe, dat waar hierdie balie geplant word, dat mooi grond sal wees. En ons bid in die voëls en hierdie ander dinge wat hierdie saad wil kom steel. Dis U saad, Abba. En ek bid, Abba, dat op goeie grond sal val. Dat dit hierdie mooi oes sal wees vir U. Vader, dankie vir hierdie tyd. Yeshua, dankie dat het gegaan en het hierdie trooster, die Ruach gestuur vir ons. Om ons in ons harte wees en
Soos Jesegiel 36 sê dat dit hierdie ruach in ons eers hierdie klip, hierdie hart van klip uitkom haal en ons 'n hart van vlees gegee. En net die ruach in ons kom plaas. Om ons te maak om hierdie wet en insettinge en verordeninge te doen. En net ons kom reinig en die water op ons gesprinkel. Dankie daarvoor, Abba. Dankie Yeshua vir daai aand toe u sê voordat u gekruisig gesê, maar ek is die nuwe covenant. Ek is die nuwe verbond. Dankie dat ons kan deel wees van u, Yeshua. Dankie dat u sê ek is in my Vader en my Vader is in u. En ons is in u en ons mag u ons vriend noem. Wat 'n vriend ons in u, Yeshua. Dankie daarvoor. Dankie dat u ons so lief het, dat u ons gaan gesterwe het vir ons. Dankie dat u die dood oorwin het, dat u die kettinge van die doderyk kom afsny het. Dat die dood nie meer 'n greep op ons hoef te hê nie. Dankie daarvoor. Dankie dat u vrees kom wegvat het. Dankie dat u siekte kom wegvat het. Dankie dat ons kan deel wees van die liggaam. Dankie dat ons kan eet van die liggaam. U is ons brood en ons is honger vir u, Yeshua. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie dat u 'n weg kom maak en terug vir die verlore skape van Israel. Dat ons kan deel wees aan die beloftes wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. En daarvoor ontvang ons nou hierdie seën wat u vir ons het, Vader Jahweh. Want u sê aan Aaron en Moses, spreek uit hierdie seën aan Israel. En deur Yeshua is ons deel van dit. Ontvang dit nou, Boeta en Sissa, hierdie seën wat Abba Vader Jahweh vir jou het. Ja, Varecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Viguneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasemlecha Shalom. Vader Jahweh sê hy sal jou seën. Vader Jahweh sê hy sal jou bewaar. Hy sê ook hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar ken hom en wees lief vir hom. Dis al wat hy vra. Vader Jahweh sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal kyk vir jou soos dat hy gekyk het daai aand. Daai dag toe Yeshua gesterf het aan die kruis. So sal hy vir jou kyk. Want Yeshua het die vloek gedra vir jou, sodat jy kan vry wees. Vader Jahweh sê, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn. Mag jy hierdie goue menorah wees met hierdie moedeldrumpel gevul, dat jy die lig sal wees die buitekant, 'n lamphuis, 'n ligtoring sal wees. En Vader Jahweh sê, hy sal vir die regte woorde gee wanneer jy moet spreek. Wees net 'n lig vir hom. Dankie Abba, dat U ons nou seën met hierdie shalom vrede. Moet ons ontvang dit nou by jou huis, in jou huwelik, tussen jou kinders, jou in en jou uit. Ontvang dit, want Vader sien jou daarmee. Dankie Vader Jahweh, ons ontvang dit alles deur die werking van die Ruach HaKodesh. En deur U seën, die seën van Jahweh, Yeshua Mashiach se naam ontvang ons dit nou. Amen. Amen. Dankie julle. Like asseblief ons video's, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.